Dit is so waar. Dit is ons eie keuse wat ons maak in die lewe. Of ons gaan koud kry, of ons gaan honger kry, of ons gaan dors kry, of ons wat ook al is. Dit is ons eie keuse. En dit bring my by vanmôre se titel. Kom ons lei die oë. Dierbare God en Hemelse Vader, ons loof U vir hierdie awesome dag, Here. Heilige Gees, ek dank U vanmôre vir U kosbare teenwoordigheid, Here. U het werklik aangeraak vanmôre, Here. Ek het U ervaar in my diepste wese en vanmôre. Vader, Here, ek bid dat elke persoon, Here, U dieselfde ervaar het vandag. Heilige Gees, ek bid vanmôre dat die woord wat uitgaan, dat die lewende water sal vloei, flowing, living water flowing, fill us with that living water, fill us, Here. Ons bid vanmôre dat ons ore sal oopmaak, Here, want U, Here, sê vir ons, Here, ons moet onder U vlerk kom skuil, maar as ons nie onder U vlerk wil skuil nie, Here, dan sal die aanslag van die vyand, Here, net feller en feller en feller word. U sê vir ons, Here, vanmôre, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Ek is jou sterke rots, ek is jou skild, ek is jou rotsvesting. Kom na my toe, almal wat bemoeid en belas is. En hy sê vanmôre, geen wapen wat teen jou gesmee word, sal suksesvol wees nie. Ons is oorwinnaars in Jesus. En dit is een ding wat U vir ons vanmôre wys, Here, ons is meer as oorwinnaars. U gee vanmôre vir my die woord, Here. Ons bid dat Heilige Gees hierdie woord gaan uitdra, nie net hier nie, maar ook daar buitekant. Want dit is 'n woord van die troonkamer af. In Jesus naam. Amen. Die titel vanmôre is van 'n slaaf tot 'n seun, van die wet tot genade. Dit is 2 titels wat ek in een ingesit het. Want ons het baie keer het ons daardie wanpersepsie oor wie is ons in Christus. Wie is ons in Christus? Ons weet die Bybel sê vir ons is meer as oorwinnaars. Maar ek wil hier in Galasiërs 4 wil ek 'n paar verse lees. En ek wil by vers 1 begin. Ek dink ek gaan tot omtrent so by vers 9 stop. Maar ek sê, solank as die erfgename kind is, verskil hy niks van 'n diensknegt nie. Kom ek maak dit net vir julle bietjie duidelik. Gestel nou, ek is 'n biljoenêr. Ek is 'n biljoenêr. En ek het kinders, kleintjies en grootes en alles. Hulle is die erfgename van daardie. Maar solank as wat ek lewe en hulle is nog nie mondig nie, is hulle nog nie biljoenêrs nie. Verstaan ons? So, dit beteken daar is iemand aangestel bokant hulle. Hulle is nog verantwoording tot na iemand toe. Daar's 'n onderwyser wat jy moet leer om skool te gaan. Daar is 'n pastoor wat jy moet leer om die woord te verstaan. Daar is 'n pa, daar is. Want jy is nog nie 'n miljonair. Jy's nog nie daardie erfgenaam nie. Jy is die erfgenaam, maar jy het dit nog nie. Right. Dit is hoe ons met ons Christelike lewens is. Ons in Christus is erfgename van God. Right. Maar as ons loop met hierdie ding, hierdie tendens in ons koppe, ek is 'n Christen, ek lees my Bybel, maar ek lewe vir die wêreld, is ek nie verantwoording tot God nie. Ek is nog verantwoording tot die wêreld, tot die duiwel, om dit uit te druk vir jou. Jy is dan nie 'n erfgenaam van God nie. Jy dink jy's 'n erfgenaam van God. Baie keer sien jy in die movies, hier kom die Laaste Testament wat gelees word, né? Nou kom almal sit nou daar in daardie studeerkamer en die prokureur, hy gooi daai testament so oop en hy sê, jy kry dit, 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 en jy kry niks nie, jy kry niks nie, jy kry niks nie. Almal het gedink hulle is erfgename, maar hulle is nie almal erfgename nie. Want Jesus sê, hulle wat die wil van my Vader doen, is die erfgenaam. Amen. So kom ons gaan verder. Maar hy staan onder voogte en bestuurders tot op die tyd tevore deur die Vader bepaal. So hulle gaan leer tot hulle mondig is.
En dan as die Vader besluit, dis nou tyd, dan sal hulle erfgename word. Okay, dit is wanneer die Vader gewoonlik huis toe gaan. Want jy kan nie erf as die ander persoon nog lewe nie. Right. So was ons ook, toe ons kinders was in diensbaarheid onder die eerste beginsels van die wêreld. Dis wat hier so sit. Ons was ook so. Ons was erfgename, ons het gedink ons is erfgename, maar ons het nog nie ons lewe vir Jesus gegee nie. So dan is jy nie erfgenaam nie. Jy was nog diensbaar aan die eerste tyd. So dit is die tyd, watter tyd? Die eerste tyd toe jy nog vir die wêreld geleef het. So jy is verwyder van God af, jy is nog in die eerste tyd. So maar tot die volheid van die tyd gekom het God sy seun gestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet, om die wat onder die wet was los te koop, sodat ons die aanneming tot kinders kan ontvang. Nou hier begin dit nou interessant raak. Sodra jy Jesus ontvang as saligmaker en verlosser, is jy vry van die wet, jy kom onder die wet uit. Die ene wat sê dit en dit en dit en dit, jy kom uit daaronder, want jy lewe nou in die liefde van Jesus, in die genade van Jesus. Maar kom ons gaan verder. En omdat julle kinders is, met ander woorde, julle is kinders van God, jy het Jesus aangeneem as saligmaker en verlosser, omdat julle kinders is, nie dink nie, is, het God die gees van sy seun, het God die gees van sy seun in julle harte uitgestuur. Met ander woorde, jy is 'n kind van Jesus. Jy het God aangeneem, jy het Jesus aangeneem, en God het die gees van sy seun in julle harte uitgestort. En die seun, die gees van die seun, wat in jou hart woon, roep Abba Vader. Nie jy as mens nie. Die gees van sy seun roep Abba Vader. Baie keer hoor jy mense leef in die wêreld, dan sê hulle, my God, my Vader, Abba Vader, maar hulle leef in die wêreld. Jesus sê hierso, jy is vry, jy het uitgekom, jy het onder die genade ingekom, jy het Jesus aanvaar as saligmaker, redder en verlosser. En God het sy gees in jou hart ingestop. En sy gees wat in jou hart woon, roep uit Abba Vader. Nie jy is mens. Ons gaan verder. Daarom is jy nie meer 'n diensknegt nie. En dit raak interessant. Daarom is jy nie meer 'n diensknegt nie. Jy is nie meer 'n slaaf nie. Jy is maar kind. En as jy kind is, dan is jy ook erfgenaam van God deur Christus. Nou, dis wat ek vanmôre vir julle gesê het. Jy sien daar die mooi pakkies wat daar op huisstoele is. Jy's almal erfgename wat hier moet inkom om hulle pakkie, hulle geskenkie te kom ontvang. Daar's 'n naamboek. Maybe it's Taurus en Solus en Charis en Venus en what nou? I don't know, what nou? Maar daar's 'n pakkie met 'n naam. En God sê, nou is jy kind van God en jy kan jou pakkie kan ontvang. Dit is wanneer Matteus 6:33 waar word. Ek het vir julle Matteus 33 sê, soek die koninkryk en die geregtigheid van God en alles sal vir julle bygevoeg word. So daardie dinge word nou waar in jou lewe. Jy's 'n erfgenaam van God, want Christus se gees is in jou hart. Right, ons gaan verder. Maar destyds toe julle God nie geken het nie, het julle die gedien wat van nature geen gode is nie. Luister mooi wat sê die Bybel hierso in Galasiërs 4 vers 8. Destyds toe julle God nie geken het nie. Met ander woorde, toe jy in die wêreld is of was, toe julle God nie geken het nie, het julle die, en dit is 'n beklemming op die, soos wat die woord omsit, gedien wat van nature geen gode is nie. Wie is dit? Wat is dit? Dis die vyand, dis die Satan en al sy beloftes van lekkerte in die lewe. Met ander woorde, al sy beloftes van rondloop, drink, hoer, slaap en bla 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 bla. Al daai goedes is nie gode nie. Dis wat God sê, dis nie gode nie. Julle het hulle gedien. Right, amen. Jy sien my broers, hierdie gedeelte
beskryf vir ons hoe ons werklike erfgenaam van God word. Hoe ons werklik daardie versekering kry om eendag saam met God in sy teenwoordigheid te wees. Ons praat vandag oor identiteit. Nie wie die wêreld sê jy is nie, maar wie God sê jy is. God sê, jy's 'n kind, as jy my aanneem. Dan is jy my kind. Dan kan ek jou roep, my vriend, soos wat hy ander plek in die Bybel sê. Nie wat mense sê van jou nie. Want ek wil vir julle Romeine 8 vers 31 tot 39 lees. Wat sal ons dus van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? Met ander woorde, God het nie sy seun gespaar nie, maar hy sal vir jou alles gee. Hy sal vir jou alles gee. Jou pakkie is gereed. Kom vat hom net. Wie sal beskuldigings inbring teen die uitverkorings van God? Baie dikwels hoor jy die mense loop en praat en hulle sê hy is kyk dag wat ons huis toe gaan of tot die dag wat God anders te besluit. Jy sien my broer, vers 35 sê, wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking of benoudheid of vervolging of honger of naakheid of gevaar of swaard. Ons het nie nodig om te vrees nie. Baie keer dan dink jy, ek is so hongerig. Niks kan jou skei van die liefde van God nie. Hy wil vir jou daai pakkie gee. Hy wil net, wat net hê dat jy hom kom haal en kom ontvang. Dis wat Jesus wil doen. My broers, die status van 'n kind sonder vryheid, verse 1 en 2 in Galasiërs. Paulus begin met 'n eenvoudige beeld. Dis 'n baie eenvoudige beeld. 'n Kind kan die erfgenaam van alles wees, maar solank hy nog 'n kind is, verskil hy min van 'n slaaf. Jy sien, hy is onder voogte en bestuurders, hy het 'n posisie, maar geen vryheid nie. 'n Kind kan nie net maak met daai klomp geld of dinge wat hy wil. Ons weet van die verlore seun gelykenis, maar 'n kind kan nie net daarmee maak wat hy wil nie. En dit is wat die Bybel vir ons sê. So was ons ook. Ons was onder die wet, onder die basiese beginsels van die wêreld. Ons het geleef volgens reëls, vrees, skuld en skuldgevoelens. En party van ons doen dit nog vandag. Maar as ons fokus op Jesus Christus is, dan maak hierdie dinge nie saak nie. Ons was in die huis, jy weet, ons was in die huis. Baie mense sê hulle was in die huis. Baie mense sê, ek glo in Jesus Christus, maar ek leef in Jesus Christus nie. Ek was in die huis, maar ek is nie vry nie. Ek is nie vry nie. Want die Bybel sê, ek word eers vry. Die Bybel sê, if the Son sets you free, you are free indeed. As die Seun jou vry maak, dan is jy werklik vry. Vry van daardie skuldgevoelens, vry van die addictions, vry van die verslawings. Jy weet, die Bybel mense sê, ek ken God, maar hulle ken nie God nie. Jy ken God wanneer jy 'n verhouding met hom het, wanneer jy 'n lewende verhouding met hom het, nie 'n verhouding van gedagtes nie, dan weet jy van God. Jy ken nie God nie. Die volheid van die tyd in vers 4, maar toe geliefdes het iets hemels gebeur. Ek wil vir julle wys daar in vers 4. Hy sê, toe die tyd vervul was, het God sy seun gestuur. Toe die tyd vervul was, het God sy seun gestuur. En dit is wat God vandag vir ons sê. Elke Sondag stuur ek my seun met oorgawe na julle toe. Elke Sondag stuur ek my woord met oorgawe na julle toe. Maar my woord gaan nie in waar dit moet nie. Lewende water vul nie waar dit moet nie. Lewende water vloei verby. My woord gaan verby. Dis nie toeval nie, my broer, my suster. Dis nie 'n ongeluk nie. Dis nie te vroeg of te laat nie. God het dit so beplan. Elkeen wat sy hart vir die Here gegee het, God het dit beplan, want hy weet wat hou die toekoms vir jou in. Hy weet môre waar gaan jy heen. Gister het ek het lank terug met iemand gewerk in Hendrina. Ek het met hom en sy neefie gewerk. Sy neefie het eventually
die ander uitweg gekies en homself opgehang. Hy is gister dood aan 'n hartaanval. Hy is dood aan 'n hartaanval. Ouderdom, ek dink hy was 38, weet nie, help my reg, hy is onder 40 gewees. Hy is onder 40 gewees. 2 pragtige dogtertjies, die ek weg is daar so 3 en 6 gewees. 2 pragtige dogtertjies. God beplan alles. Of hy gebruik alles. Maar hy gee vir ons daai pakkies wat ons moet kom ontvang, en as ons nie daai pakkies kan ontvang, om werklik vry te wees van ons sondige lewe nie, kan God ons nie help nie. Want ons gaan ons oopmaak waar die saligheid nie is nie. Waar wurm en roes en al daai goed is alles opvreet. Vuur wat nie blus nie. God wil hê met jou pakkie ontvang. Jou naam is daarop. Hy wil lewende water deur jou stuur. Hy wil jou was. Hy wil jou was. Jy sê 'n wasmasjien dophou. Jy gooi 'n kledingstuk in, hierdie outomatiese goed deesdae. In dierentyd spoel hy skoon water in, skoon water in, skoon water in, skoon water in. En dit wat uitkom aan die ander kant is skoon. God wil jou was. Hy wil jou dierentyd lewende water deur jou stuur. Hy wil jou reinig vir sy doel. Nie vir die doel van die wêreld nie. Jesus het nie net gekom om te leer nie, hy het gekom om ons te verlos. Dis waarvoor hy gekom het. Hy het nie net gekom om te praat nie, hy het sy lewe gegee. Mense sê, Jesus is net gekom. Ek het 'n interessante ding hierdie week gehoor. Mense vra van my, hoekom bid hulle tot Jesus toe? Hoekom bid hulle tot Jesus toe? En hoekom beantwoord die Jesus nie die gebede nie? Mense sê vir my, dis die witman se God. Ek sê vir hom, nee, jy is verkeerd. Dis nie die witman se God nie, dis almal se God. Jy het 'n wanpersepsie van Jesus. In die eerste plek was hy nie wit nie, hy was donker geweest. Dis 'n wanpersepsie. Maar Jesus sê, Matteus 6:33, soek die koninkryk en ek sal dit geantwoord. Hy sê, bid tot my, soek my, nader tot my en ek sal na jou nader. Dan sal dit met jou beter gaan, dan sal jy voorspoed hê. Nie net in die hemel eendag as jy dood is nie, maar ook hier op aarde. Want in die Onse Vader staan geskryf, so ook op hierdie aarde. Besef julle wat ons besig is om te doen met God? Ons is besig om sy genade en sy liefde weg te gooi, weg van ons af te gooi. En net eendag is daai genade en liefde te laat. Dan gaan ons nie meer daardie tyd hê om God in ons lewens te kry nie. Want die Bybel sê, soek my terwyl ek nog te vind is. Ons weet nie wat gebeur oor 5 minute nie. Ons weet nie. Dit is die hart van die evangelie, dit is 'n nuwe identiteit wat ons het in Christus in vers 5 en 7. Dit is 'n nuwe identiteit in Christus. Ons kan ons bekeer met Jesus. God het sy gees, sy seun se gees in ons ingestort. Die Bybel leer vir ons en die Heilige Gees het kom woning maak in ons. Jy is nie meer net 'n slaaf nie, jy is 'n seun en 'n dogter van God. God het sy gees in jou gestuur sodat hy kan roep, Abba Vader, sodat jy kan die versekering hê, my God, my Vader in die hemel. Jy het daai versekering. Dis nie 'n godsdienstige titel nie, om te sê, ek is 'n kind van God nie. Dis nie net nog 'n godsdienstige ritueel of 'n titel wat jy by kry nie. Nee, dit maak vir jou iets spesiaals. Jy is spesiaal in God se oë. Ons het gelees, ons name is in sy handpalm geskryf. Ons name is in sy handpalm geskryf. En sy naam staan nie geskryf, sê die woord. Besef jy hoe groot is God? Ons sing dikwels, hoe groot is God? Hoe groot is God? Ons sing dit dikwels, maar vir die 6 biljoen mense wat op aarde is, of alle tye was, moet almal se name wat aan hom behoort in sy handpalm geskryf is. Weet jy hoe groot is God? Dan kry jy party mense wat 'n boek het vir name, van Janie tot Gawie, is in een naam ingesit.
God het daai hele naam so geskryf, want God skryf doopname in sy hand. Hy skryf nie byname nie, of noemname in sy hand nie. Hy skryf doopname. Want hierdie noemname, hierdie byname, is nie wat God vir jou gegee het nie. Dis nie wat God vir jou gegee het nie. Jy dien God nie meer uit vrees nie. Jy gehoorsaam God. Jy's gehoorsaam aan hom. Nie uit vrees nie, maar uit liefde vir hom. En dis 'n belangrike konsep wat ons nie moet vergeet nie. Daai liefde vir God. Alles begin en eindig by die goedheid van Jesus. Hy sê in Johannes 10 vers 11, en vat hierdie ding en gaan skryf hom. Ons lees almal Johannes 10:10. Ek het vir jou net die beste beplan, ek het vir jou lewe in oorvloed beplan. Ook met die tweede gedeelte. Ons lees nie die eerste gedeelte nie, want ons is mos kinders van God, maar ons lewe nie vir God nie. Hy sê in Johannes 10:11, ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir sy skape. Ek is die goeie herder. Is nie net goedheid nie, is nie net mooi woord nie, dit is spykers deur sy hande. Ek lê my lewe af vir my skape. Is nie net leefwoorde nie. Die daad was daar, hy het op die kruis gesterf, sonder enige teekanting. Hy het nie een keer gesê, maar papa, of maar vader, nee vader, nie dit nie, of nee, nie dit nie. Hy het stil gestaan, die Bybel sê, hy is soos 'n stom skaap gelei na die kruis toe. Soos 'n stom skaap is hy gelei na die kruis toe. En ek weet, wie van julle wat Passion of Christ gekyk het, kyk daai ding weer 'n keer, en besef waardeur het God gegaan, op daai oomblik toe sy seun gesterf het. Sy goedheid is sigbaar wanneer hy jou vergewe. Elke keer wanneer jy oortree, elke keer wanneer jy sonde doen, is sy goedheid sigbaar, want die Bybel sê, ek hou niks teen jou nie, so ver as die ooste van die weste af is, verwyder ek dit van jou af, ek hou niks teen jou nie. Dis wat die Bybel sê, wanneer jy optel as jy geval het, hoe dikwels val ons as mens nie, ek myself val, pastoor David val, ek het vanmôre het ek vir pastoor Neil Swanepoel 'n boodskapie gestuur, want hy val, hy sê hy voel hy's 'n mislukking. Ons is nie mislukkings as ons kerke leeg is nie. Nee, want God het jou naam op 'n stoel geskryf en hy het 'n pakkie daar neergesit, maar mense is te hardhoorend om daai pakkie te kom haal, want die lewe, die genot is lekkerder as God. Ek vra vanmôre vir jou die vraag is, hoekom moet ons hom gehoorsaam? Wie van julle kan daai vraag vir my antwoord? Hoekom moet ons hom gehoorsaam? Baie mense sal sê, ons moet, want God hou dit vir ons voor. Nee, God dwing ons niks nie. So jy moet hom gehoorsaam wees, nie 'n dwang nie. En hy skuld jou ook niks nie. Hy skuld jou niks nie. Maar ons moet hom gehoorsaam wees in liefde. In liefde moet ons hom gehoorsaam wees. As ons hom nie gehoorsaam is in liefde nie, want Jesus sê, as julle my lief het, sal julle my gebooie onderhou, Johannes 14 vers 15. As julle my lief het, sal julle my gebooie onderhou. Gehoorsaamheid is nie boeie nie. Dis 'n liefdesreaksie. Jy word nie gedwing met 'n tybeltaai op jou hande en sê, nou moet jy gehoorsaam wees aan God nie, né? Nou moet jy gehoorsaam wees. Sien jy wat maak my hande? Nou moet jy gehoorsaam wees aan God nie. Gehoorsaamheid aan God begin hier. Hier, waar die gees van sy seun woon binne in jou. Dis waar gehoorsaamheid aan God begin. Wanneer jy hom volg, vind jy nie slawerny nie, jy vind vrede. Ekskuus.
En my vraag vir jou vanmôre is, hoekom het ons Jesus en die Vader lief hê? Omdat ons so goed is? Maar omdat hy ons eerste lief gehad het. Hy het nooit ophou om ons lief te hê nie. Toe ons in die wêreld geleef het, het hy ons lief gehad. Hy het nie ons aksies lief nie, maar hy het ons lief. Dis hoekom ons hom moet gehoorsaam wees. Dis hoekom ons hom moet lief hê, omdat hy ons eerste lief gehad het. Hy het dit bewys daar op die kruis, toe hy gesterf het vir ons. Ek wil vanmôre vir jou iets sê. Om Jesus lief te hê, is ook om die Vader lief te hê. Want die Bybel sê vir ons, Jesus sê daar in Johannes, ek en die Vader is een. Ek en die Vader is een. Wanneer jy die Vader lief het, bou jy jou lewe op sy wysheid en wandel jy onder sy beskerming. Daai hen waarvan pastoor David gepraat het, daai hen, hy wandel onder sy beskerming, God se beskerming. Hy is ons sterke rotsvesting. Bybel sê, kom skuil onder my vlek. Kom skuil onder my vlek. Jy wandel onder sy beskerming, jy rus, luister mooi wat ek nou vir jou sê, rus jy in sy hart. Maak dit vir jou sin. Want Jesus sê, ek in julle en julle in my, jy rus in sy hart, deur gehoorsaamheid en liefde. Die gevaar van terugval, weet jy, hierdie wat 'n mens dikwels kry, mense, en luister, enigeen kan terugval. Jy is nie gevrywaar daarvoor nie. Jy kan vandag jou hart vir die Here gee. Jy was vuurwarm gewees. Ek meen, kyk hoe Samson, hoe hy verlei deur Delilah, hè? Arme Dawid. Batseba was op die verkeerde tyd bo op die dak gewees en hy het geval. Enige mens kan val. Jy's nie verhewe bo om te val nie. Paulus waarsku ons, moenie teruggaan na wat jou gebind het nie. Nou dit is vir my baie belangrik. Baie keer word daai vuurtjie wat jy het as jy original gerepent het, dan is daar 'n vuur wat in jou brand, jy's ywerig, jy wil die wêreld wys, jy sal hulle wys. Maar dan kry jy daar, soos hierdie, en jy raak moedeloos. Waar is die mense om hulle pakkies te kom ontvang, vra jy van God, en jy raak moedeloos. En Paulus sê, moenie teruggaan na wat jou gebind het nie. En baie predikers gaan terug na wat hulle gebind het. Baie keer gaan terug in daai wanhoop in, baie keer in deur wanhoop, begin die vyand om jou te takel. Want wanhoop is een van sy wapens wat die vyand gebruik teen jou. Begin die vyand jou te takel en hy sê, you're not good enough. Ja, Here, ek is nie goed genoeg nie, so wat gaan ek nou maak? Ag Here, ek gaan nou maar weer uit opvat, jy weet, ek gaan nou maar weer uit opvat, Here. Jy val terug en jy is gepunt in daai eerste dinge toe. Daai toegewydheid is nie meer by jou nie. Jy weet, dit is maklik om te sê, ag nee, ek gaan nie vandag nie, ek sal volgende week gaan. En ek pik nie op niemand nie, en ek sê niemand se woorde nie, en ek verstaan omstandighede. Maar 'n gewoonte, pastoor David het al daaroor gepraat, 'n gewoonte word net makliker elke keer, soos wat hy aangaan. Is makliker volgende keer om aan te gaan. Ek gaan nou maar gou een klein stukkie vat, jy weet, een klein stukkie, hè? Niemand gaan net eens agterkom nie. Is nog lank voor ek huis toe gaan. Maar gou een klein stukkie vat. Teen tyd wat ek by die huis kom, is die drank reuk weg en my vrou kan dit nie ruik nie. Maar volgende keer is die slukkie 2 slukkies. Die gewoonte word makliker. 3 slukkies. Nadat is dit 'n glas en 'n bottel. En jy is terug waar jy was. Jy moet nie leef soos iemand wat nog nooit vry geraak het nie. Soms is dit maklik om terug te val in die ou gewoontes, ou sondes en ou denke. Ek wil vanmôre vir jou vra, wat dink jy is jou beloning? Ek het nou heel môre gepraat oor hierdie pakketjies wat die Here op my gedagte gesit het. Dit het net van self opgekom.
Wat is jou beloning? As jy die liefde vir Jesus het, as jy die gehoorsaamheid het vir God, wat is jou beloning? Nie net eendag hemel toe nie. Nie net eendag hemel toe nie. Maar die Here leer vir ons oorvloedige lewe nou. Dis wat hy vir ons leer. Sê, ja, maar ek het nie eens brood vanaand nie en ek dien die Here. Lewe jy? Het jy dak oor die kop? Die klere? Het baie. Het baie. Ek vat dit elke dag so. Baie ongerieflik, maar ek lewe in God se genade. As mense wat onder 'n brug bly, onder 'n kartonboks. En hulle is dankbaar in hulle lewe. Eendag lang terug, koop ek 'n klompie plates, pap en vleis daar by 'n dame. Daar's 'n klompie hawelose mense daar onder in die straat, daar waar ek die haarsalon gehad het. Ek en Magdalene hardloop hier af, en ons deel vir hulle uit. En ek kom by 'n ou wit oomie wat daar teen die muur sit, met net so bospaard, en ek sal daai baard nooit vergeet nie, want myne was amper so groot. En ek gee vir daai man daai bord pap. Daai man gryp my vas, en hy bid vir my. 'n meer ernstige, kosbare gebed as wat baie mense wat kerk toe kom kan bid. Hy man ken God. Ken God. In sy hart. Ek sal dit in my lewe nooit vergeet. Jesus sê, ek het gekom sodat julle lewe kan hê, en dit in oorvloed in Johannes 10:10. Ek hou daarvan. Maar ons vergeet Johannes 10:11 en Johannes 10:10 die eerste gedeelte. Wat beteken dit om daai erfgenaam te wees? Kom ek vir julle hierdie vraag vra. Wat beteken dit om daai erfgenaam te wees? Dit beteken in die eerste plek nie hierdie goedes wat jy op jou vingers sit en om jou nek dra en Porsches en Ferraris en mansions en daardie klas van goed nie. Nee. In die eerste plek beteken dit, jy is nie armoedig van gees nie, want jy het gees, die gees van God is in jou. Jy is nie armoedig van gees nie. Jy is nie verlate nie, want Jesus sê, ek sal jou nooit verlaat nie. En die laaste ding, jy is deel van die koninklike familie. Wat maak het saak of ek nie deel is van hierdie kring is van die spotters hierso, wat almal bespot en belag en te kere gaan nie. Ek is nie deel van die spotters nie, want God gaan die spotters self oordeel. Maar ek is deel van die koninklike familie, waar die hoof van die huis, God die almagtige Vader is. Dis waar ek deel is. Ek is net in 'n bypass situasie hier op die aarde, om sy wil te doen. Om sy wil te doen. Is ek in 'n bypass situasie hier op die aarde. Paulus het dit so mooi gesê. Hy sê, as ek lewe, het ek Christus. As ek sterwe, is ek by Christus. So ek is in 'n bypass tyd hier op die aarde. My 60, 70, 80 jaar, ek weet nie hoe lang God my beplan het nie. Hy weet. Wat erf jy? Jy erf sy genade. God sê vir Paulus, my genade is vir jou genoeg. Jy erf sy genade. Jy erf sy beloftes. Hy sê, ek het vir jou net die beste beplan. Nie net nou nie, maar eendag ook. En jy erf sy gees. Want hy stuur sy seun se gees om in jou te kom woon. En weet jy wat? Weet jy wat? Vanmôre toe ons hierdie dingetjie gesing het, hierdie laaste ene, het ek sy gees so kragtig gevoel. Jy erf ook God se teenwoordigheid in ons lewens. Want jy moet net jou ore oopmaak, jou geestelike ore, en God lief hê. Vergeet die wêreld,
die wêreld kan vir jou niks wees nie. Ek wil vanmôre vir jou vra, weet jy wat beteken dit om te sê, Jesus is jou vriend? Hy sê in Johannes 15:15, gaan lees dit, gaan vat 'n pen, omkring dit in jou Bybel. Ek noem julle nie meer dienaars nie, ek noem julle my vriende. Is nie meer slaaf nie, ek is jou vriend. Jy is nie meer my slaaf nie, ek is jou vriend. As ek met hierdie mense praat wat hiernatoe kom Sondag vir Sondag, hulle is my vriende. Vra vir enigeen wat hierso staan, sit, hoe groet ek hulle? Hallo my vriend, want ek ken hom. Ons is deel van dieselfde familie. Ons is deel van God se familie. Hoe groet ek die ander daar buitekant? Groet hom op sy naam. Dis respek ek hom? Nee, want Jesus noem my sy vriend en ek noem julle my vriend. Jy is nie 'n vreemdeling van hom nie, hy nooi jou in sy binnekring. 'n Vriend praat met hom, wandel met hom, deel sy hart met hom. Boesemvriende, Dawid en Jonathan, boesemvriende. Hulle het mekaar se harte gedeel. Die vriende wat my ken, hulle deel hulle harte met my, en die wat ek in my binnekring toelaat, wat 'n handjie vol is, wat ek in hierdie binnekring toelaat, deel ek my hart met hulle. Want jy moet pas op, nie alle vriende is vriende nie. Nie alle vriende wat jy skud, het 'n mooi hand van blymoedigheid nie, maar baie vriende het die hand van Satan. Ken hy aan, die slang. Die vooraf is ek jou vriend, maar daar agteraf gaan ek van jou vertel. Alles van jou vertel. Jy moet net een ding onthou. As mense van my by jou gaan praat, luister mooi wat ek vandag vir jou sê. Gaan daai selfde mense van jou by ander praat. Want hulle is nie vriende. Wat beteken dit om sy broer en suster te wees? Jesus sê, toe hy op die kruis was, toe sê, daar met een van die preke, toe vra hulle vir hom, toe sê hulle vir hom, Jesus, jou moeder en jou broers is hierso. Toe kyk Jesus so oor die skare, en hy sê, daar is my moeder en my broers. Hulle wat die wil van my Vader doen, is my moeder en my broers. Jy sien, Jesus is nie skaam om hulle wat aan hom behoort, sy broers en susters en moeders en vaders te doen. Hulle wat aan hom behoort, is nie 'n vreemdeling nie. Pastoor David, die Heilige Gees het so 'n bietjie geskinder vanmôre. Dit beteken, ons dra mekaar. My vriend het dit gesê hierso. Ons dra mekaar. Ons dra mekaar se laste. Ons bid vir mekaar. Ons bou mekaar op. Dis wat dit beteken. Skraap mekaar nie af nie. Ons gaan vertrap mekaar nie. Mense breek mekaar af, sê mekaar sleg, terwyl hulle self agter die deur staan. Hulle self 'n klomp geraamtes in die kas het, wat hulle te bang is, so iemand gaan dit ooit sien. Maar weet jy wat, as jy 'n kind van God is, sê die Bybel, het jy geen geraamtes in die kas nie. Want daai ou mens is dood en God het al daai geraamtes verwyder van jou af, so ver as wat hy sê, ek gooi dit in die diepste see en ek vertrap dit daarso. Jy het nie meer geraamtes nie. You are a new creation in Christ. Jy is 'n oorwinnaar in Christus. Maar die mense in die wêreld het baie geraamtes in die kas. Wat oor bang is mense kom agter.
Nou soek hulle met vergrootglase en verkykers na kinders van God, kinders van hulle zoom in en uit, zoom in en uit, zoom in en uit. Oh, daar sit hy alweer by die viswaters. Check dit sy glas, check dit sy glas. Hulle zoom in en uit, zoom in en uit, om gou te kan oordeel. Verstaan jy wat ek vir jou sê vanmôre? Mense breek mekaar af, sê mekaar sleg spot. En so jammer dat die Bybelse beginsels nie geld in hulle huise nie. Ek wil vanmôre vir jou 'n vraag vra. Bybelse beginsels. Is dit jou eerste prioriteit in jou huis? As dit jou eerste prioriteit is in jou huis, of jy hulle hierso 'n groot vraag vra. Wie kan vir my sê wat beteken fornication? Wie weet wat beteken die woord fornication? Kom ek sê vir julle wat dit beteken. Fornication beteken consensual sexual intercourse between two people who are not married. Volgens die Bybel. To each other. And that is what God described in Galatians 5:19. So as jy gehoorsaam aan God as jy rondslaap. As jy gehoorsaam, het jy God lief as jy dinge doen wat teen hom is. Nee. Hierdie woord fornication. Ek wil net so 'n bietjie vir julle history gee oor hom. It originates from the Greek word porneia. Soos wat klink porneia? Sê porn. Porneia, it originates from that word porneia, which is a broad term for sexual immorality. As ons gehoorsaam aan God, het ons God lief as ons teen sy wil leef. It includes a wide range of sexual sins such as adultery. Met ander woorde, ek is getroud, maar ek klim oor die draad. It condemns sins outside the bonds of marriage. En daar is 'n fyn lyn tussen adultery en fornication. 'n Baie fyn lyn. Mense moenie die twee verwar nie. Albei is teen God se wil. Albei. En ek sluit af met hierdie gedagte. God roep ons nie as slawe nie, maar as kinders. God roep ons om erfgename te wees van hom. Nie as vreesbevange erfgename nie, nie daai wat gebind moet wees nie, maar as vrye mense, erfgenaam in Jesus. En ek wil vanmôre vir julle vra, moenie laat ons terugkeer na slawerny toe nie. Want alles buitekant God se wil, tussen hierdie buiteblad en hierdie buiteblad, alles buitekant dit, laat ons terugkeer na slawerny toe. Amen. Hemelse Vader, ek loof en ek prys U vanmôre vir hierdie kosbare woord, Here. Dankie Heilige Gees vir die groot woord, vir die teenwoordigheid, Here. Ek dank U my God dat U vanmôre met baie mense werk. En ek vra ook vanmôre, Here, dat U elkeen sal aanraak. Die ware God ons gaan in 'n tydperk in wat ons as mens noem die silly season, waar genot aan die orde van die dag is en God word afgeskeep. En ek vra vanmôre, Here, dat mense sal besef, al is ons in 'n silly season, is ons nog nog steeds ambassadeurs van God. En dat ons, Here, ons so sal uitleef as daardie ambassadeur van God. Daai titel wat U vir ons gee, kind van God, tweede erfgenaam.
dat ons onwaardig sal wees om te dra. Ek bid vanmôre spesiaal Pastor David, Vader, in die naam van Jesus, spreek ek genesing oor Pastor David. Ek spreek genesing oor daardie suiker, dat dit sal normaliseer. Vader, Here, het ons gemaak met 'n 4.3. Ons spreek 4.3 in die naam van Jesus. Spreek vanmôre genesing oor daai bloeddruk. Vader, het ons 'n goeie bloeddruk gegee van 130 tot 80. In die naam van Jesus spreek ek dit vanmôre. Ek spreek vanmôre genesing in daardie hartse ritme. Dat daardie hartse ritme kom terug na steensgewing. In die naam van Jesus. Prys die heilige naam. Die sê ons dan na U te kom, enige tyd van die dag op. Daarom bid ek. Amen.